Ok julle, sessie 1, persoonlike werkerskursus of praat van discipelskap kursus, ons praat van werker van die Here, altaarwerk, daar's verskillende name wat ons by dit kan kry, so van my kant af baie dankie vir u wat gesê het, ek is bereid om hierdie te doen. Ek gaan hard probeer om dit tussen 5, maksimum seker 6 weke te doen, dit hang af bietjie by die prakties, want ek wil graag hier prakties wys en help oor hoe om dit te doen, hoe ons bid, hoe ons dit gaan doen, is regtig iets wat lekker in ons bedieninge, al twee kerke van COVID af, ek weet nie, is dit net asof ek lekker die goeders weer in die gang kan kry nie, so ek wil graag by julle ook hoor, voortaan nou in Sondag, as julle kan, al is dit net so 10 minute voor diens, kom ons in die saal by mekaar, ek vra van die leiers om my te help daarmee, dan bid ons lekker saam vir die diens, ons konsolideer, ons het dit altyd gedoen, en somehow nou net, ek weet met die dynamika van die twee gemeentes, het dit lek. So ek wil graag vir julle vra, dat julle vir ons sal leiding vat, hierdie mensies wat vanaand hier is, en die ander, wat ook nou al deel is van die leierskap, ons kom saam, ons bid vir die diens, ons kom lekker in leiding in, en as wat ons nou net in die bank kom sit, jy weet, so as jy kom en jy is 5 minute voor diens, dan val jy nog steeds in, as jy kwart voor kan kom, dan val jy nog steeds in daar, so 5 voor nog steeds, is oké, jy kom net in, lekker in deur die deur, wees maar net nie te vinnig en te haastig deur die deur nie, want die ouens bid dan daar binne, so as ons kan regtig, al van die ou hande wat weet al hoe ons dit doen, dat ons dit so sal doen. Mense, persoonlike werkers gaan oor, as ons nou op die eerste bladsy kyk, dan wil ek, tweede bladsy eintlik, nee? Ek wil dan vir julle vra, moenie vooruitgaan in die handleiding nie. Maar nou nie agter gaan lees, en jy kan sekerlik, want ek gaan nou baie goeders daarin sê ook. So kom ons werk stukkie vir stukkies, kry die eerste deel onder die blad, so na ek nou vanaand hierdie gedoen het, die eerste 3 bladsy is baie leeswerk, ek gaan tussen 'n bietjie praat en verduidelik, so jy kan skryf, maar op die ander, want ons kom by die tabernakel, ons kom by die gebedsgedeelte, ons kom by die stappe van saligheid, dan gaan jy baie meer skryf, en miskien goeders wat ek baie meer add-ons gaan gee. Maar vanaand is hierdie goeders baie selfseggend en belangrike feite wat ons eers moet verstaan. Ons moet weet dit behels 'n disipel, dit behels sy kwalifikasies. So partykeer dink mense hulle wil nie hierdie doen nie, want jy voel jy moet 'n super saiyant wees. Jy voel jy moet super heilig wees. Jy mag niks foute in jou lewe hê nie. Nou kom ons weet vandag ook, dit is nie werklik vir ons as mens possible. Om te kan sê ek het vandag deurgegaan, van jy opgestaan en jy het nog nie 'n fout gemaak nie. Nie in jou denke nie, nie in ongeloof nie, nie in wat ook al nie. Ons daagliks gaan ons daardeur. Maar as persoonlike werker moet ons en of as 'n disipel moet ons 'n voorbeeld dra. Het is belangrik dat wanneer die disipels ingekom het in die dorp in, dan weet hulle dis Jesus met sy disipels. Nou interessant hoe hulle eenheid natuurlik verklaar het, daai disipels, was dit 'n gebruik by hulle, nê? Dat wanneer hulle in 'n stad inkom, 'n nuwe groep disipels, dat hulle almal hulle self aan 'n een tou vasmaak. Gebruik wat hulle gehad het, dan stap hulle in die stad in almal in mekaar, wat eintlik verklaar, ons is 'n unity, ons is 12 disipels, want onthou 'n rabbi mag 12 disipels gekies het, dis nie net Jesus wat disipels gehad het nie, ander rabbies het ook disipels gehad, dis hoekom jy 'n rabbi met shmika kon word, want dan kan jy disipels kies, so Jesus het net gekies om sy disipels by hulle by die see te gaan haal, wat by hulle familiebesighede is, en nie wat uit die sinagoge uit geleer het nie, so Jesus met sy disipels het hulle constantly geteach en geleer om uit te staan. En dit is wat belangrik is. Jy wil nie mense impressie by die kerk nie. Jy wil nie sê, jy sien my ek is 'n leier, of sien my ek is 'n ouderling, of sien my ek is 'n diaken nie. Wat wil hulle eintlik sien? Christus in ek en jou. Jy het nie 'n ampt nodig om dit te doen nie. Die eerste ding wat Bernie Jansen moet doen, ek moet Bernie se liefde, Bernie moet Jesus Christus se liefde uitstraal, irrelevant van my posisie hier by die kerk, of wie ek ook al is, of ek nou die pastoor is of nie. My eerste funksie moet wees. En gelukkig vir ons as persoonlike werkers, as ons kyk na die kwalifikasie van 'n persoonlike werker, sal ons in 1.1 sien bekering. 'n Persoonlike werker moet reeds self tot bekering gekom het, voordat hy ander kan help in hierdie uiters belangrike taak. Ek meen, dit spreek van self. Jy kan nie iemand die pad Kaap toe wys as jy nie weet waar is die Kaap nie. Wie weet dit? Halleluja. So jy moet vir jouself kan sê, mense,
vir my as herder, as pastoor, jy weet, dit vang my partykeer. Jy weet, ons kry 10 jaar as iemand in die kerk, of 15 jaar in die kerk, en daar stap 'n pastoor in, of 'n profeet in, en hy maak 'n uitnodiging vir die Here tot bekering, of hulle harte vir die Here gee, en dan stap dieselfde ouens uit. Dit is nie verkeerd nie, ek sê nie is verkeerd nie, maar, dit is belangrik vir julle as persoonlike werkers, en vir ons, om daai stapie te kan kom, om te sê, ek glo nou, ek is tot bekering. Want as jy nou elke keer uit, beteken nie, jy glo nog nie tot bekering nie. En as jy nie glo jy is tot bekering nie, hoe wil jy iemand anders help om tot bekering te kom? Ek meen, dis hoekom ek sê, nou sê ek nie, jy mag nie as jy behoefte het, of jy mag recommit tot die Here nie. Vir u as glo ek, u is op die vlak, u is op die besluit nou, wat jy sê, ek gaan deel word van die bedieningsspan, ek gaan myself vir myself kan sê, ek is tot bekeer, ek het my sonde bely, ek het tot sondebelydenis kom. As jy nie seker is daarvan vanaand, dan praat jy met my, dan doen ons 'n laaste gebed saam, ons bely die sondes, ons sê, Here, hier is dit, vat my soos ek is, bring my by my, of Sondagmôre as ons hier is, jy sê, Jesus Bernie, help my, lei my, dat ek net weet, dis nie 'n skande, of jy sê, Jesus, ek is skaam, wees lewer seker, en daarna is dit belangrik, want van die vyand se grootste oorwinnings, is dat hy ons vertel, jy is nie 'n kind van die Here nie, want dan gaan jy nie leef soos een nie. As jy nie glo, dat jy tot bekering is, gaan jy nie glo dat hy jou kan gesond maak nie. Jy gaan nie vir iemand anders kan bid nie, want jy voel, jy is nie reg nie. So as hy jou daai het, kan jy maar elke Sondag in die kerk, so dis okay. Want jy doen nie 'n impak nie, jy maak nie 'n verskil nie, en dis waar God wil hê ons moet 'n verskil maak. Ja, jou presence is great, dit is wonderlik. Maar mense, ons moet daai era wegkry by ons kerk, as ek nou dit sê, dat wanneer ons kerk toe kom, kom ons nie net om te ontvang nie, maar om te gee. As jy by daai deure uitstap en jy het gebid en jy het ingestap en dan sê, wie kan ek vandag help om Jesus se liefde net meer te ervaar? Wie kan ek ondersteun? Dit beteken iemand bid, ek catch. Iemand val partykeer veral op ons aandiens, dit is altyd baie die vloei van die Gees gehad, iemand val, jy help met die lappie, of jy hou die salfborrel olietjie vas, en terwyl ek vir iemand bid of bedien, of jy staan 2 agter die persoon, vir wie ons ook al bedien, of wat 'n pastoor, of wat ook al bedien, daai gemaklikheid van die persoon saam, die span saam, wen daai siel. Dis nie net ek die prediker, wat 'n uitnodiging maak en sê, Jesus Bernie het baie siele vanmôre gewen nie. Hier sit die sielewenners, van hulle daar inkom, van hulle by die deur kom, van hulle gegroet word, van hulle in die bidkamer vir hulle bid, van die musiekinstrumente, elke ene deel aan die wen van 'n siel. Nie net, ek kan dit nooit doen sonder hierdie mense nie. Net soos het Jesus ook sy kerk geplant, en hy kan dit nie sonder ek en jou doen, wat sê ons is eintlik sy verlengingstuk. Dit is belangrik, dat 'n persoonlike werker vrug sal dra, wat by die bekering pas. Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees, kyk gou wat is die vrug van die Gees? Dis nie vrugte nie, dis vrug van die Gees. Hierdie is belangrik, jy kan nogal so 'n uitroepetekentjie maak. Hierdie is nie verskillend, dis een vrug. Dis die vrug van die fees, en nie vrugte nie, want baie ons sê, Jesusie jong, ek het vrede, ek het blydskap, maar boeta, vriendelikheid en goedheid skiet kort. Ek is sagmoedig, maar selfbeheersing, as ek myself kry, het ek om 3 keer gerol en 2 keer teruggerol. So ek sukkel hiersomee. Dit is nie vrugte nie, as dit vrugte was, beteken dit ek kan 4 of 5 van die batch hê. Die Heilige Gees, hierdie Galasiërs 5:22, kyk wat sê die skrif, vrug van die Gees is 'n complete een. As ons kyk, dis amper soos 'n narkie, né? Hy het 'n skil om, hy het 'n klomp skyfies, maar narkie as 'n sulks, ons sê nie elke skyfie is 'n vrug nie. Dis 'n deel van die narkie, maar die vrug is die ding wat belangrik is. So wat sê ons vir onsself? Werk in jouself, en moenie te taf op jouself wees nie, ons weet mense, partykeer is 'n ou in selfbeheersing of sagmoedigheid, daar's 'n paar goeie wat ontbreek. Die Bybel sê ons moet streef na heiligmaking toe, nie om mense te beïndruk nie, maar om 'n getuienis te dra. So dat wanneer ek hier instap by die kerkmense, is ek vriendelik met mense. Ek gaan nie byt of ek gaan kap, of ek gaan, as iemand my 'n vraag vra, sommer maar so snedige antwoord gee, maar weet jy dit nou nog nie, ek dink na 10 jaar weet jy dit al. Nee, ons gaan met sagmoedigheid, en ons gaan met liefde iemand bedien. Iemand kom en hy vra vir jou, jy moet vir sy papegaai bid, of sy hondjie bid, en jy doen dit met liefde, jy doen dit met oorgawe. Of jy sê vir Jesus, maar het ons nie laas week vir daai ou gebid, ons bid al 3 weke vir hom, dan bid jy vir hom. Dis wat ek en jy doen, is om juist, onthou Jesus het gekom, selfs toe die kindertjies na hom toe gebring, en sê verhinder hulle my toe te kom, ja, sulkes behoort die koninkryk.
Jesus het tyd gemaak, al is daar nie tyd nie, maak hy tyd vir elke oomblik. 'n Voorbeeld, omdat die nuwe bekeerling na u gaan opkyk vir hulp en leiding, moet u so leef dat hy in u voetspore kan wandel. Hy sal wil optree soos u dit doen. As u spontaan is, sal hy ook. As u voorlangs in die kerk sit, sal hy dit ook doen. U voorbeeld is dus van kardinale belang. Jy sê, ek onthou toe ek 18 jaar oud was en ek het tot bekeer gekom, tannie Annetjie was haar naam, sy was my persoonlike werker. En sy het vir my gebid, toe ek bekering gekom in die maandag, toe bel sy my, en hy selfe week toe besoek sy my. En ek kan net onthou dat hoe ek gestreef het om te doen wat sy doen. Jy weet nou, ek het haar gevolg, hoe sy praat, en hoe sy doen, want hoekom, ek sien in haar 'n begeerte om ook so vir die Here te kan werk, om ook lewens te kan doen. En dit is nie dat ons naaap nie, ons leer, net so het sy geleer weer by iemand anders, en so 'n siel vir die Here gewen. En dit is so wonderlik as jy kan weet, jou lewenswyse kan iemand anders se lewenswyse verander. Jy beïnvloed iemand positief en nie negatief nie. So dis nie 'n verkeerde ding as iemand doen wat jy doen nie. Ek onthou altyd, jy weet, van die jonger ook, as jy weet, hulle loer so, en as jy jou hand so maak hy ook sy hand so. So okay, halleluja. En jy weet, as hy hom so vang, dan nou sien jy ook, die ander staan ook so, halleluja. Jy weet, so, dis okay, jy weet, want so hoekom, so as jy nou agter gaan sit, in die hoek, en met niemand praat nie, wat gaan hy doen? Presies wat jy doen. As ons kan sê, ons is deel, as ons by die kerk, ons is in Vader se huis, halleluja, ons drink 'n koffietjie, hoe gaan het met jou, loof die Here? Ja, man, ons gaan lekker praise and worship vanmôre, nee, yes, ek het so gesien, ek sien jy dit enjoy, hoor, ja, is lekker om saam met jou te loof en praise die Here. So wat doen ons? Ons doen 'n impak in hulle lewens, mense. Maak 'n verskil rondom jou optrede, dis van kardinale belang. Joh, mense, ek kan vir jy as herder net sê baie keer, ons praat vanoggend daar, wat ek by die oude huis bedien, daar in Vogwel. Hulle praat van jou stoel, as iemand op jou stoel sit. Hulle praat so net, joh, kyk, bedoel ons oor dit, niemand sit op sy stoel nie, want hulle praat van hierdie stoele, het hulle dit was so net voor ek hier gekom het, toe hulle die stoele ingesit het, toe het elke een in die kerk 'n stoel gekoop, en dis hulle nou die geld bymekaar om die stoele te koop, dus dis hulle het nog 2 stoele, dus ek, ja, daai 2 stukkende stoele, hulle sin as julle wil terug hê, so almal net hier stoele kom terughaal nie, maar ons praat toe van mense, as iemand nou, hoe moet 'n nuwe persoon weet, dat jy sit al vir die laaste 63 jaar in die 3de ry, die 2de stoel van die punt af. Hy weet dit nie. Nou kom hy vroeg, want 'n nuwe mens is gewoond nooit vroeg nie. Ag, nooit laat nie. As iemand nie kom, jy kan maar gaan kyk, is gewoonlik vroeg, want hy wil die dinge uitcheck, hy wil uit kokkenotch, nie? So hy weet ook nie waar jy sit nie, en baie kere van ons, dis hoekom ons as leiers moet betyds wees, nie te laat wees nie, ek moet by plek hê, ek moet kan reg wees, ek moet ingebid wees, ek kan nie in 'n warboel inkom nie, I'm here. Okay? So wanneer hy nou inkom, dan gaan sit jy op sy stoel, en sê hy, die tannetjie sit vir hom, sê, hier is my stoel, hoor. Maar sit maar nou, maar is my stoel. So hy maak net eintlik seker, die volgende diens sit jy nie daar nie. En dit is regtig so, ek het al hoeveel keer mense gekry, nou nie hier nie, toe ek aan Durban was, nie, van ouens wat kla, sê maar, sit op my stoel, of is my stoel, is my ry, hy moet nie op my stoel sit, want ek het hierdie nou mooi reg gesit. Mense, vir ons, as hy daar kom, laat hom sit waar hy wil, op die lekkerste stoel, en as hy jou stoel oorgevat het, is dit fyn, dan soek jy 'n ander ry. Hoekom sê ek so? Want daai siel is baie meer belangriker as jy wat in die spesifieke ry wil sit. Van my ook, ek hoor eens, ek by die kerk kom aan Vogwel, die bank is hard, so as daar 'n rooi bank voor lê, onmiddellik vat ek hy kussing, en ek vra vir iemand, wil jy nie kussing nie, wil jy hom, ek gebruik hom anyway nie, ek staan, ek preek voor, so ek sit in anyway nie, so wat doen jy maak het comfortable vir ander, en dit is, ons is hier, in 'n span saam, om 'n siel te wen vir die Here. Jy help hom, as jy sien hy kyk rond, hy soek die toilet, of hy water, of wat ook al, sê vir hom, dit is hoe dit werk, jy nader hom, jy praat met hom, dit is die werk van 'n disipel, want jy disipel hom, jy help hom, jy wys hom die weg, jy praat met hom die weg. 1.3 sê vriendelikheid, hy sê vriendelike persoon maak gewoonlik die beste persoonlike werker, die gesindheid sal deur die tyd 'n belangrike rol speel, wees altyd vriendelik, soms sal u baie vrae moet antwoord, maar bly geduldig en vriendelik. Want nou, hulle weet nie altyd vir jou nie. Ek weet hierdie toiletbordjies van ons, ek het nou dit gebou self daai, en ek het al gedink, dit is so selfseggend, dan kan ek nie verstaan, hoe kan die ouens sien as 'n mannetjie en 'n vroutjie nie? Want constantly loop hulle by verkeerde ene. Ek weet as mense nie is, I don't know why, ek het hulle juist so groot gemaak, al meter hoog, dat die ouens kan sien, en as dit al mans en dames, maar as iemand nie is in 'n plek, weet nie of hy op sy senuwees is, en weet julle het al gesien ook nie, is altyd 'n ongemak.
En maak seker dat iemand net op die gemaklikste moontlike manier vir hom te wys sonder om ongeduldig te wees. Die koffie, as jy is uitstap, jy sien is 'n nuwe persoon, sê, yes, welkom, ek sien jy is nie vandag, jy sal ons 'n koffietjie drink. Dis alles deel van disipelwerk. Want as almal dit doen hier, en elke ene gaan 'n nuwe persoon, gaan hy so welkom voel, hy gaan onmiddellik ook voel, hy kom volgende week terug, dan het ons weer 'n kans om die woord te importeer, ons het 'n uitnodiging waar hy vorentoe kan kom, en hy kan dalk gebed kry, en die Heilige Gees kan hom aanraak. Sjoe, is dit, maak dit nie sin nie, maak dit sin, sê 'n bietjie amen. Vriendelikheid, mense baie is. Vers 1.4. So ver moontlik moet 'n persoonlike werker met die Heilige Gees gevul word. Ek wil gou graag hier oordeel. Wees om 'n nuwe bekeerling die beste te kan help in alle opsigte. Beteken jy gaan hom nie kan help nie, en ek gaan nou praat oor invulling van die Heilige Gees. Persoonlike werkers wat nog nie met Heilige Gees vervul is nie, moet ernstig daarna strewe. Nou, hier is eintlik 'n hele diens op sy eie, maar ek gaan probeer om te vinnig te recap. Nog 'n punt waarop die vyand jou diskwalifiseer. Ek het nie die gawe van tale nie, nou voel ek is nie gevul met die Heilige Gees nie. Onthou die gawe van die Heilige Gees, is weer eens die vrug van die Gees, gawe van die Heilige Gees, nie gawes nie, gawe van die Heilige Gees. Wat beteken jy moet eers net die invulling van God se Gees kry? Daarmee saam is 'n baie goeie aanduiding tale, want dis wat gebeur het op Pinksterfees, Handelinge 2 en Handelinge 2:38, toe Petrus hulle toegespreek het, sê dis wat gebeur het, ons die Heilige Gees, en julle ek glo almal het al daai gedeelte al beleef. Nou daai is 'n baie goeie groot aanduiding dat jy gevul is in die Gees as jy die gawe van taal het. Uit my perspektief sien ek baie kere dat ek glo baie is al lankal gevul in tale, hy het nog net die vrymoedigheid om dit uit te bring nie. Beteken hy wil graag het met so true en so keer wees, dat ek onthou myself, ek het so gesoek daarvoor, en ek het 3 dae gevas, en ek het eintlik gevoel, ek is al gevul met die Gees, maar ek het net die vrymoedigheid om dit te doen nie, en wonderlik toe ek een aand net kom, en na die 3 dae vasting, en my ma, my pa het nog my hande vast, was so hande vastgehou, toe vul die Here my met die Gees. Ek sien nou die dag toe, Tannie Lorraine hier voorgeval is in die Gees, jy weet, ons het nie so 'n uitnodiging daarvoor gemaak nie, ons het nie spesifiek oor gepreek nie, toe sy voorkom staan in die koöperatiewe anointing, en sy in die salwing is in die plek, toe kom haar hartsbegeerte en die vul die Here aan met die Heilige Gees, en ek hoor die tale, daar gaan die tale. So baie kere voel ons, jy weet, ek moet verstaan wat ek kan sê, belangrik. Ons kan nie nou teaching oor dit doen nie, ons kan dit op 'n later stadium doen, maar Heilige Gees gawe wat die tale is nie 'n fisiese taal in klinkers A, B, C, D, soos ons sê, dit is 'n geestaal wat niemand verstaan, nie ons nie, is kommunikasie tussen jou en God, tensy dit geopenbaar word. So dis gawe van tale. Maar jy kan gevul wees in die Gees, maar al praat jy nie in tale nie. Maar search daarvoor. Ek wil jy graag aanmoedig, as 'n span soos hierdie saam staan, en ons kom voor diens by mekaar, dan bid ons mekaar deur met dit. Ons kom in 'n gebedsessie waar ons sê, ons het weer aanddienste, en ons kom saam, en ek kan nie nou dink as ons net hierdie groep mense op 'n aanddiensie by mekaar het, en ons bid vir mekaar vir die vulling van die Heilige Gees. Doen teaching oor dit, ons kry die gawe van die Gees, ons kry die openbaring ook, ons kry profesie, ons kry gawe van kragte, so ons doen daai teachings rondom dit, en ek search om ingevul te wees deur die Heilige Gees. Hoekom is dit belangrik? Mense, want wanneer jy vir 'n persoon bid, kan 'n persoon nie altyd vir jou sê, wat is fout met hom, of wat wil hy hê nie. Ek weet vir die ouens wat in sending werk is in Mosambiek, meeste van die kere kniel daar 200 mense uit. Ons het nie soveel tolke nie. So jy moet vir iemand gaan bid, wie se taal jy nie verstaan. Hulle kan nou vir jou wys, sy maag is seer, of sy bene is seer, dan weet jy ook, ek moet vir die been bid. Maar baie kan nie vir jou sê nie, hy wil net bid vir my. En wie gaan vir my daar anders kan lei, is waarvoor moet ek vir hierdie persoon bid, is die Heilige Gees. Van my ook, wanneer ek voorkom, sal ek baie kere, en dit is al waarop ek rely, is die Heilige Gees, omdat ek weet, baie kere gaan mens nie vir jou eers sê nie, hy sit met 'n probleem in sy lewe, hy voel skaam oor dit, so hy gaan dit nie eers vir jou noem nie. So wanneer ek die Heilige Gees het, en die Heilige Gees kan my openbaar, sonder dat ek eers vir die persoon hoef te noem, kan ek vir dit bid, kan ek instaan vir dit. So die Heilige Gees leiding is van kardinale belang. So Holy Spirit moet jy search. Van nou af deur in hierdie kursus, as jy in jou gebedskamer is, jy lees jou Bybel, jy kom Sondag hierso, sê Here, vul my met u Gees. Laat ek u anointing ervaar.
En soos ek vandag vir julle sê, asseblief net nie gaan agteroor sit en sê I'm not with it, want ek kan nie hierdie taal al praat nie, ek het nie hierdie geestaal nie, ek kan nie die lebo shabaratubo sheberende. Ek het dit nog nie in my nie. As jy voel jy het dit nog nie in jou nie, dan dink jy by jouself, yes, ek kan dit nie doen nie. Ek weet nie of ek hierdie kursus kan. Ek weet nie of I'm up to vir dit nie. Ons maak te veel van dit. En as jy Vyand jou daar kan kry, weer eens, en dan trek jy, dan sit jy agter. As jy gevul is in die Gees, is 'n deel van jou. Gaan nie uit en in. Dis in jou, word deel van jou. Soos ek vir jou sê, ek is van oortuiging, die meeste is lankal gevul. Hy het net nie daai selfvertroue en die manipulasie van die Vyand wat van vertel jy not good enough, baie kere wat dit veroorsaak. Amen. Is almal alright? Iemand al 'n vraag tot so ver toe? Vraag oor Heilige Gees. Vraag oor leiding van die Gees. Is almal okay? Jy kan my na die tyd ook vra hoor. Jy kan my WhatsApp ook. Jy kan met my praat ook wanneer maak nie saak wanneer nie. So mense, dis ernstig strewe vir ons daarna. 1.5 doelstellings. Die uiteindelike doelstelling van 'n nuwe bekeerling is om 'n volwasse kind van God te word. Volwasse kind van God. Om 'n Christelike karakter te ontwikkel. C, om uiteindelik ook onderrig te word om 'n geestelike werker word wat onder nuwe bekeerlinge help. Is dit nie die doelstelling nie? D sê vir ons om die eienskap en werke wat in 'n nuwe bekeerling wil sien te ontwikkel, naamlik betroubaarheid, 'n lewe van gebed, liefde vir die Bybel, lojaliteit aan die kerk en getroue bywoning, respek vir die leierskap, aanhoudende verdieping in die geestelike lewe, aktiewe lewe van Christelike diens, die praktiese sy van Christendom en die alledaagse lewe demonstreer, buigsaamheid aan God se wil. Is dit nie graag wat ons wil sien nie? Nou is almal so in die kerk is met hierdie kwaliteite en doelstellings. Dit is almal se doelstelling. Kan jy net dink hoe beter kan 'n liggaam wees? As mens nie by die kerk is om ander te bespreek of om op ander net oor homself daarop, maar wat is sy doelstelling? Ek gaan lojaliteit wees teenoor die leiers, ek het respek vir die leierskap, ek het 'n aanhoudende verdieping in die geestelike lewe, ek het 'n aktiewe lewe in 'n Christelike diens. Ek wil serve. So beteken as ek kom, beteken nie, ek is te lank in die kerk, ek kan nie water aandra nie. Jy kan nie van my verwag om tissues uit te deel en lappies te gooi nie. Ek is ver meer as dit. Mense, as jy te groot is om te dien, is jy te klein om te lei. Dit is so maklik soos dit. As jy nie 'n besem in die hand kan vat, ek kan vee nie. Dis hoekom, ek kan nog nooit probeer, ek kan skorrelgoed was, ek kan besem vee, ek kan dak klim, ek kan matte suig, I don't mind. Wat ook al moet gebeur, al dood. Halleluja, as ek die badkamers moet skoonmaak met die toilets, dan doen ek dit. Hoekom? Want ek meen, hoe kan ek sê ek is beter, wat se rang het ek in dit? Ons werk mos saam. En op die einde van die dag, wie gain? Wil ek nou sê, maar dit was my siel, toe ek vir hom bid, toe val hy. Weet jy, as ek nou vir iemand bid, of enige iemand bid vir iemand, en hy val onder die krag van die Here, sê, wow, hierdie ou is so geseënd en gesalf. Die liggaam is geseënd en gesalf. Want onthou, die anointing dra by. As ek sê nou maar jy bedien hier voor, vir jou as persoon, as discipel, wat is die aim? Is dat die mense my diens geniet, of dat ek sê, yes, maar nou nie tik glad, nou like jy, dink jy ons hulle like te kwaai sy preek. Wat is die aim? Op die einde van die dag werk jy saam met my en ek saam, om op die einde van die dag, as ek die eer van myself wil vat, met jy weet, ek is glad nie op die regte plek waar ek moet wees nie. Because is nie ek en jy wat so great is en mooi dinge sê, wat mense, dis die anointing van die huis. Ek kan dit nie doen, niemand kan dit doen, geen prediker voor kan dit doen, sonder manne en vroue wat vir jou bid en jou toemaak en jou beskerm nie. Want vra maar vir die ouens wat begin preek of wat preek, vra myself, glo vir my ook. Vir u nou as jy besluit, ek gaan vir iemand bid en ek gaan nou bediening begin doen. Jy gaan die dinamika in die gees onmiddellik ervaar. Net as jy hier is en jy bedien dalk en jy bid en jy klim op hierdie kansel en jy begin preek. Net agter die kansel inklim, want jy weet jy's in die vizier van die vyand. Want alles wat jy sê kan 'n impak hê op die mense wat hier is. Dis hoekom jy moet weet, hy kan nou niks verkeerd sê nie, die responsibility is too much. Vir jou ook self, wanneer jy met die siel moet lei, met weet die responsibility, daai siel is eintlik in jou hande, en wat jy sê kan hom laat draai of draai teen God. Jy kan hom wegjaag, jy kan hom afskrik. Dis hoekom dit belangrik is dat die tegnieke hoe ons vir hom gaan bid, hoe ons vir hom, wat ons met hom gaan doen, ons kom nog by al daai goeters uit, hoe ek kan hom vat, wat se woorde ek vir hom sê, wat bid ek vir hom, al daai goetertjies gaan sê, wat se stemtoon gebruik ek, jy weet, ek kan nie fluister hier langs om, ek kan nie skree in sy oor nie, want baie keer speel die orkesklapart, dan skree jy sy oor doof, dat hy in elk geval klaar is, hy weet nie wat om te hoor nie, jy weet.
So daar's 'n klomp tegniese goeders. So dis die doelstelling, né, wat ons wil graag hê. Daai laaste gedeelte is en hieruit kan jy enorm duidelik aflei dat 'n persoonlike werker die begin van 'n proses is en nie maar net 'n geleentheid vir 'n beleefdheidsgebed nie. Die woord sê ook hierso, die belangrikheid van 'n persoonlike werker kan nooit oorbeklemtoon word nie. Die koninkryk mag wag op u toegewyde liefdesdiens. Ja, amen. Voor baie maklik, baie praktiese goedertjie, net voor is eintlik selfseggend. Ek weet jy kon dit self lees, maar ek wil graag hê jy moet dit nou deurkyk. By die huis gaan jy dit vinnig deurlees en niks by dit sit nie. Die persoonlike werker, punt 2. Persoonlike werker is of nog disipel, né? Is dieselfde ding, is net 'n ander verwysing. Die persoonlike werker is een van die belangrikste take in die kerk. Ons hoofopdrag is om die siele te wen, disipels te maak. Dis ons wat het die Bybel gesê maar Matteus 28:19. Wie weet wat sê Matteus 28:19? Gaan dan heen, maak disipels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, né? So wat is dit? Ons moet dis die grootste taak waarmee Jesus afsluit op hierdie aarde toe hy opgaan, is gaan maak disipels. Ons moet hulle doop en ons moet hulle alles leer wat hy ons geleer het. Wat is ek en jou? Moet ek net 'n bekeerling wees? Kom ons dink gou daaraan. Hoekom kom ek tot bekering? Dat ek hemel kan maak? Dan het hy ons dadelik hemel toe gestuur. Hoekom jou aarde toe stuur? En die kans staan dat jy in hel opeindig. So wat doen ek en jou op aarde? Ons is gesande om siele te wen, siele te red. Daar waar jy ook al is, of dit nou in die dorp is, of in die ry is by die winkel, of jy by die sportveld, dis baie keer daar waar jy die grootste impak kan maak. Is baie keer daar waar jy daai vertroue kan wen en as persoonlike werker of as 'n disipel daarin kan maak. Alles wat ons dus in die kerk doen, moet uiteindelik daarop uitloop om 'n siel te bereik en vir Christus te wen. So word elke diens gereël om hierdie persoon te bereik wat op soek is na verlossing. Elke handdruk, elke glimlag, elke lied, elke item, die boodskap, alles wat ons doen ons met die doel om die persoon tot oorgawe aan Christus te bring. As ons dan nou in die bidkamer val, deur ondoeltreffende persoonlike werk, dan mis ons die uiteindelike doel. Ja, mense, glo vir my as pastoor deur die jare, wou ek baie keer voordiens, baie kere, sal jy baie kere kry, selfs van ouens wat leiers moet wees, wat negatief praat. Jy kan nie van die kerk negatief praat, en van die pastoor negatief praat, en van die leiers negatief praat, en van die dorp negatief praat, en wil hê hierdie ou met sy hart vir die Here gee nie. Jy weet, bly maar hierso so raai, mense sal vinnig sien hoe werk dit hierso, jy weet, elke ou is maar vir homself. Net daai. En jy kraak hom onmiddellik af, want daai kom dalk uit 'n situasie waar dit is. Kom dalk uit so 'n situasie uit, en onmiddellik is dit weer so 'n situasie. Mense, ons leef in 'n wêreld waar mens mekaar teleurstel. Dit is net so. Ons kan nie aanhangers van mens word nie. As jy 'n aanhanger van mens is, gaan jy geval word. Dis hoekom ons hulle Christus moet wys en nie mens nie. Nie om hom te beïndruk, nie om weet soos 'n wit gepleisterde grafsteen te wees en sê sien my raakie. Ek en jy moet Christus toon. Die Bybel sê hy lig Christus op, Jesus op sodat hy die wêreld na hom toe kan trek. Hoe lig ek en jy Jesus op hierdie aarde? Hoe dink julle? Want waar woon Jesus? Is ek nie die liggaam van Jesus nie? So as ek Jesus wil oplig, wie moet ek oplig? Sê Paulus nie volg my want ek volg Jesus. Paulus is so, wat ek het nou gelees, dat jy moet so leef dat hy jou kan volg. Paulus is so confident, dat hy vir hulle sê, volg my, want ek volg Jesus. Kan jy vir iemand sê, dat as hy jou volg, is jy seker hy gaan uitkom by Jesus? Of sê, nee, Jesus, liever nie maak soos ek maak liever soos ek sê, maar nie maak soos ek maak nie. Of kan ons op die vlak kom, waar vir jouself sê, ek kan hom so lei, hy kan so deel wees van my, ek kan sê, yes, Here, ek weet, as hy my volg, gaan hy Jesus vind. Dis so confident ons moet wees op die pad wat ons loop. Matteus 13:47 lees ons, verder is die koninkryk van die hemele, net soos 'n net wat in die see uitgegooi word, en indien een net nie heel is nie, of selfs nie reg hanteer word nie, gaan baie van die visse verloor. As die vissers van mense, moet ons nette omsien, sodat geen siel verlore gaan nie. As daar by die altaar nie reg gewerk word by die siele nie, word dikwels onherstelbare skade aangerig.
Om as persoonlike werker diens te doen, is 'n baie verantwoordelike taak en dit moet altyd as sulks beskou word. Daar word byvoorbeeld baie sorgvuldig by 'n baba se geboorte gewerk. Hoeveel te meer behoort ons nie sorg te neem wanneer iemand wedergebore word nie. Dr. Oswald Smith het eendag gesê, if you can't help him through, leave him alone. Beteken as jy nie gaan kan en jy gaan nie dit los dan liewer. Moenie dit start en ons kan nie klaarmaak nie, want dit is so 'n verantwoordelike situasie waarin 'n mens is. Ek is seker nie een van ons wil die rede wees dat iemand nie verder die Here dien of dat hy nie kerk toe kom nie. Ek is seker elkeen van ons wil juist die rede wees om te sê ek het 'n voorbeeld in my. Dis hoekom hy graag wil hier sal wees. Mense, as ons net kan besef hoe kerkgroei kan werk en hoe liefde en omgee werk, want die beste vorm van evangelisasie is one-to-one evangelism. Is 1 tot 1, is verbally persoonlike nooi. Jy weet, as jy ek ben baie, meeste mense hier so ken jy weet daai persoon in die kerk, jy sien hy's 2 weke nie hier nie. Jy weet nie waar deur gaan hy nie. Jy weet nie wat sy situasie gaan hy deur nie. Bel hom, lei hom, hoor by hom, is jy okay, is iets waarmee jy kan help, is iets waarvoor ek vir jou kan bid, dink aan jou. Beteken ook wanneer jy aan hom dink, moet jy vir hom bid. Nou net daai bietjie omgee, gaan hy voel, ja, I'm wanted. Ek wil graag hier wees. By einde van die dag sê ons nou, ja, die kerk word voller, hier is mense wat kom, mense kom tot bekering, ons doop baie mense, nie tot enige iemand se opligting of se glorify nie, die koninkryk word gebou in sy volheid en in sy waarheid. Voordat enige persoon homself kan bekwam tot persoonlike werker, is dit vir hom nodig om te besef, dat 'n suksesvolle persoonlike werker nooit in die bidkamer of kerk eindig nie. Soos nie daar as jy klaar vir hom gebid, jy vir mekaar in die hand gegee en jy sê vir hom, Kubai, ay okay, jy's alright, jy gaan hemel toe, baie geluk, yes, loof die Here, welkom in die hemel, halleluja, jy's ewige lewe en Kubai nie. Dit hou nie daarop nie. Ons moet hom probeer versorg. En dit is hoekom 'n gemeente baie keer kan stagneer op 80, 100 lede, 150, jy weet, stagneer. Want sekere mense kan net soveel hanteer. Onthou jy Moses heel in die begin, het sy vader vir hom gesê, deur God geopenbaar dat, Moses, jy kan nie almal hanteer nie. En het hulle in groepe van 50 gedeel. En so het hy ek weet, dit was miljoene, dit was nie net so 1 of 2 of 3 of 4 of net 'n gemeentetjie van 100 nie. Hy kan nooit by almal uitkom nie. En dis hoekom ons moet weet vandag, en as ek vir myself net kan sê, ek kan my 5 of my 6 mense, of my 2 of 3 in die kerk sien, waarmee ek 'n bietjie met hom kontak, ek het interaksie met hom, by die einde van die dag is die hele groep by mekaar kom, die hele kerkgroep kom by mekaar, en elkeen het met 2, 3 of 4, dan soos kerk sommer dubbel voller, en mense kan groei in die gees. Want as hy hier is, kan hy groei, hy kan woord kry, hy kan anointing kry, hy kan gawes kry, en hy kan groei. Ek sien dit is slegs die beginpunt, doeltreffende persoonlike werker word voortgesit in die bekeerlingse huis. Omdat sielewen hoofsaaklik of individuele basis geskied, hiervoor is die liefde vir siele noodsaaklik, die moderne tendens van die mens is elkeen vir homself. En hierdeur wen die vyand baie vel. Die persoonlike werker moet dus besef dat sy taak om ander mense gaan en nie om homself nie. Nou, as praat van huisbesoek, as praat van mense by die huis, maar joh mense, dis in my 30 jaar, kan ek net ervaar hoe die dinamika rondom dit completely gechange het. Veral na COVID nog meer. Jou nuwe generasie deesdae wil nie as ek maar daar kom nie. Ons sien ons probeer baie kere, by die 4de, 5de keer wat ek al probeer het, dan sien ek, jy wil nie ek moet by sy huis. Nee, maar as ek jou soek, sal ek jou kry daar. Maar ons het die voordeel van WhatsApp en Instagram en al hierdie goedertjies. So ons kan met ons fone baie meer interaksie. Ek sê nie jy moet by iemand se huis gaan, of jy as 'n bekeerling kom, moet jy by sy huis gaan draai nie. Dit kan baie kere. So vir myself ek probeer ek ben donderdag aand gaan ek nou weer Vogwel toe. So aande is beperk. Ek weet julle tye is beperk. So ek wil nou nie sê almal moet nou wegspring en huisbesoek doen nie. Maar as jy daai een siel net het en jy kan net met hom begin bemoeienis hê. Of jy dalk in 'n relationship met hom. Jy weet jy kan saam met hom kom en jy kan 'n koffietjie saam met hom drink of kan hom daar by die hoompie gaan kry vir 'n koffietjie of waar kom gou vir 'n koffiebreak. Is dit awesome. Want dis hoe jy verhouding gaan bou. Maar ek weet van in nouer dae raak dit 'n uitdaging. Ons werk skofte, werk laat. Ek meen vanaand doen julle uitstekend vir die mense om hier te wees. Dankie. Ek weet julle moes reëlings tref. Ek weet ou met die kinders en die honde en katte. Ek meen van ons dryf groot lorries. Ek weet daar's regtig 'n paar goed wat moes gebeur het vir jou om vanaand hier te wees. Dit is so en ek admireer dit. Ek waardeer regtig vir elkeen se insette by dit.
Kom ons gaan op punt 3 toe. Wenke vir suksesvolle persoonlike werk, gebed. Ek het nou gesê, die eerste ding wat jy vanaand af van hierdie persoonlike werk is mense om vir jouself te kan sê, gedisciplineerd gebedstyd uit te haal. Nou ons weet gebedstyd, 'n lewe van gebed beteken nie daai wat ek nou moet langs my bed kniel en my 2 hande voor my en dis al wanneer ek kan bid nie. Jy is in verhouding met die Here. As ek in my kar ry, praat ek constantly met die Here. Ek praat wanneer ek ry, selfs as my vrou langs my is, ek die kar, ek praat met die Here. As ek iemand sien of ek dink aan iemand, dan praat ek met die Here. Want ek ben, hy is in my hart, hy is in my wese. Dis weer 'n vorm van verhouding bou met die Here. Maar skep vir jouself tyd in jou binnekamer waar jy sê gaan souk of waar jy die woord gaan hê. Dit moet jy ook doen. So daar's verskillende fases. Begin groei van vanaand af vir jouself. En ons het nou hierdie is nie 'n lang kursus, want ek wil hom juist nie te lank hê nie. Ons kan nou met gebed, kan ek jou vir 3 maande besig hou seker oor net gebed. Dat hoeveel verskillende gebede daar is. Van aanbidding en danksegging gebed en geestelike oorlogvoering. Ons gaan kom daarby vir die beskerming, want dit is belangrik in die werk wat jy gaan doen. Van as jy op 'n kansel klim of sodra jy met 'n siel begin werk, het die vyand 'n probleem met jou. As jy iemand gaan help om Christus te vind, is jy 'n bedreiging vir sy koninkryk. Jy maak die hel leer. So hy het 'n probleem met jou. So jy Peter met sy sake. So onmiddellik gaan hy probeer nie op nuwe triks nie, want ek meen die duiwel het weet hy ou triks, hy baie keer sluk as om hoek en sinker. Hy gebruik nog dieselfde triks waarmee Adam en Eva gevang het, vang hy baie van ons vandag nog dieselfde ding. So gebed is jou mees belangrikste ding. Vir nou ook vandag, omdat jy besluit het al klaar hier is, dit weet in gebed met die Here. Self voor werk, self in die oggend of in die aand, wanneer jy jou tydjie het, as huisgesin kan julle dit saam doen, net daai oomblik wat julle saam span en saam gebed, sal dit great wees. Ek weet baie keer loop ons programme, maar probeer in jouself, vroegoggend, laatoggend, waar jy kan, of dit by mekaar te kry. En dan by dit by, leef 'n lewe van gebed. Selfs wanneer jy by die huis is, jy is daar in die winkel, jy sien by iemand, jy sien die vroukie en die Here openbaar iets aan jou, dan bid jy vir daai vroukie. Jy sit ook in jou kar. Of jy ry dalk en dan tree jy in vir daai persoon. Ek is seker jy het dit al ervaar. Waar jy gesien het, my hart gaan nou so uit vir hierdie persoon. Ek kan sien. Dit staan so duidelik geskryf. So hoef niks of hy hoef niks vir my te sê. I just see it. Nou sien ons dit, roem ons of sien dit, of wat kan ek daaraan doen? Ek bid vir daai persoon. Ek tree in vir dit. As gebed nie so belangrik was nie, hoekom was Jesus, die Bybel sê, in sinagoge, soos hy daaglikse gewoonte gehad het? Hoekom is Jesus die seun van God, wat dan die tweede persoon in die Godheid is? Ek meen, hy is God. Hoekom moet hy dan elke dag, hoekom moet hy elke dag in die sinagoge gaan wees? Hoekom moet hy Olyfberg toe gaan om te gaan bid? Hoekom is hy tuin van Getsemane op sy aangesig gaan lê en voor Vader gaan wees, sodat sy sweet soos bloed word? Hoekom is hy in gebed wees? Ek en u moet verstaan, dis waar Jesus, hoekom hy kon staan, en hoekom hy op die kruis kon sterf, sodat ek en jy kan lewe, is omdat hy elke dag gebid het. Hoeveel keer het sy disciples vooruitgestuur, as hy berg toe om eers te gaan bid? Kom hy in die oggendure, eers sluit hy aan by hulle, want hy is by Vader in gebed. Ons moet werk daaraan, mense. Dis hoekom voordiens, in tydensdiens, wanneer ons kom, is dit so belangrik. Sonder gebed en seën van die Here is ons arbeid te vergees. Persoonlike werker moet derhalwe gedurig op die Here se leiding wag. Daaglikse gebedslewe is dus saaklik vir elke persoon wat in die redding van siele belangstel. Bid dat die Here u meer en meer help om persone na hom te lei en om al hoe meer suksesvol te maak in 'n besondere taak. Hoor mense, maar nou nie vanaand gaan sê vir jouself, jy trek jy weg met 'n spoed, en dan oor 2-3 dae sê jy vir jouself, ek kan nie hierdie volhou nie, kom ons los dit. At least begin streef vir tree. Begin met 'n verhouding bou. Begin maar nie dadelik weer deur. So ek baie keer vir die ouens sê, baie keer vir ons dadelik die groot ding aanpak en lyk dit vir my too much. Hoe sê hulle, hoe eet ons die olifant, né? Stukkie vir stukkie. So as ons net daarby kan uitkom. En jy kan net daai stukkie vir stukkie vat, gaan jy daarby uitkom. Bybel. Lees die Bybel gereed en bestudeer die saligheidsplan noukeurig. Die saligheidsplan is hier in met skrifte. En dit gaan great wees as jy dit in jou Bybel kan merk, vir jou aanmerke kan maak, aanduidings kan maak in jou Bybel, ek gaan vir jou wys om dit te doen, van hoe die saligheidsplan werk. Wat is die punte wat ek gebruik? Wat is die skrifte wat ek gebruik? As ek vir iemand moet lei na die Here toe. Ek gaan vir jou al die skrifte gee, al die skrifte in elke deel van die saligheidsplan. So, kryf vir jou so. Kan jy in jou Bybel skryf? Ek het respek daarvoor as jy sê, jy wil glad nie dit doen nie, kry dan vir jou miskien 'n Bybel of 'n tablet, of so waar jy 'n bietjie aanmerk en aantekening kan maak. My Bybel, halleluja, ek kan nie sonder my Bybel nie, ek preek in hierdie Bybel van my, nie my tablet nie, my Bybel self, preek ek al,
Ek dink meer as 20 jaar uit daai spesifieke Bybel uit. So ek het hulle aan en al begin merk, maar my Bybel ken ek so, want ek weet op watter bladsy en watter kant. Dis wat vir my, ek weet nie altyd, ek weet watter kant van die bladsy en ek weet, want ek skryf van hom, ek merk aan hom, dis my handleiding. Want onthou, daai woord moet lewe word, hy moet rema word. Daai Bybel beteken niks as hy nie rema is in my nie. Dis 'n storieboek vir jou, as hy nie rema is in jou, hy moet lewe in jou. Dis hoekom dit belangrik is om hom te bestudeer, né? Lees die Bybel gereeld, bestudeer om jou te gesê, dit spreek ook van self dat die skrifgedeeltes moet ken, alhoewel die Bybel altyd byderhand moet wees. Ja, is belangrik, skrifte nie net altyd verkeerd te quoteer nie. Ek weet nou soos Roan nou, hy is nogals begaafd, maar hy kan verskriklik skrifte onthou, hy is ook so 'n foute static brain. Hy kon sommer halfuur aan mekaar met net skrifte quoteer, so hy kan nogals baie skrifte onthou, party mense kan dit doen. Ek weet nie wie het van Kobus van Rensburg geken nie, Prophet Kobus van Rensburg, wat daar by Stilfontein groot kerk gehad het, weet nie, ja, mense, as jy nou sy studeerkamer was, daai pastor, ek weet nie wie van het al sy dienste bygewoon nie. Ek meen, hy het nooit met die Bybel gepreek nie. Hy vat 'n Bybelgedeelte, daar's 10 verse uit Romeine uit. Dan begin hy, dan sê hy vir hulle vers 1, dan begin hy hom lees. Dan sê hy, is dit daar, is julle daar, dan begin hy hom lees, dan quoteer hom, 10 verse, uit sy kop uit. Dan sê hy, okay, die NIV sê dit, dan quoteer hy NIV. Dan sê die Amplified sê dit, dan noem hy dit uit sy kop uit. Uit sy kop uit. Dit was iets om te beleef, hoe hy die Bybel geken het, en hoe hy daai gedeeltes woord vir woord, dit het jou so amazed, en om dit het die salwing oopgemaak, want jy weet dan, jy sê die oud soveel tyd spandeer, ek meen, dit is nie net enige ou wat so uit sy kop uit, al die skrifte so kan onthou nie. Nou sê ek nie, julle moet daar kom nie, party het daai gawe om dit baie goed te kan onthou, en dit is great as jy daai voorsprong het, maar altyd by jou Bybel by jou, veral as jy iemand ook lees, as jy 'n siel na die Here toe lei, is dit nogals great om hom nie net te quoteer nie, wys hom uit jou Bybel uit. Want onthou, jy kan ander goeie sê, maar as jy vir hom wys uit die Bybel, hy lees saam met jou, is dit die mees effektiefste deel. Praat van iemand wat sy hart vir die Here wil gee, want as jy dit so mee doen, weet, mense, dis regtig iets, ek weet by ons, ek moet belei rondom dit. Ons lei siele na die Here, toe ons bid vir hom en hy gaan sit. Jy weet, dit sal awesome wees, as vir elke ene wat hier uitneem, as hier 5-6 mense uitneem, elke ene 'n persoonlike werker, of 2 by hulle het, en 2 stap saam met hulle, en gaan sit, en sê vir hom, bely die sonde, bring hom voor die Here, vul 'n kaartjie in, bel hom, besoek hom, dis die vinnigste hoe ons die liggaam in die koninkryk van Jesus Christus kan multiply, gaan die beste wees. Ons doen dit openlik soos wat ons dit doen, maar dit lek leiers en persoonlike werkers, soos julle wat vanaand hier sit, wat sê, Jesus Bernie, ek gaan help daarmee, ek wil graag iemand help, ek wil graag vir iemand help, iemand 'n vraag. Ok, 3.3, nee, is ons daar by 3.3, nee. Ok, nee, ja, die laaste gedeelte is net, geestelike werker kan nooit sonder grondige kennis van die woord van God gedoen word nie, ken die Bybel. 3.3, persoonlike netheid. Jo, baie belangrik, baie belangrik. Die persoonlike werker moet altyd netjies en skoon wees. Sy voorkoms en kleredrag moet altyd spreek van innerlike reinheid, waak teen uitspattige klere en haarstyle, let op na dinge soos sweetreke, asemnaals, hande ensovoorts. Glo as dit 'n uitgeleese gehoor hierso. Maar dit is belangrik. Jy weet, julle weet ons gemeente is so. Jy gaan nie nou vanaf Sondag moet jy nou kom met 'n taai en 'n soet en 'n onderbaadjie en 'n 7 stuk pak nie. En jy moet geklee wees van kop tot tone nie. Ons weet vandag baie kere, jy weet, is net belangrik om geskik gekleed te wees. Jy weet, vir ons as leiers. Beteken ek is trots op wie ek is, wil netjies wees. Baie kere van, jy weet, ons praat van die ou drag en 'n soet, jy weet, ek amper slegter in suits as wat jy in 'n moderne klere lyk. Jy weet, so dit is belangrik om relevant te wees. Dit is belangrik om jou ouderdom te act, en om in persoonlike netheid. Ja, mense, ons kan nie 'n asem laat ryk. Ek het altyd probeer om so ou, dis skyn met oulike goedjies, jy weet, soos ek het nou vanaand is vir by Sam gekry, maar soos velletjies, jy weet, of soets wat jy net vinnig in die mond kan sit. Ek weet is nou praktiese goeders. Ja, soos daai is 'n ander version, is dit die balletjie ene, ja, gebruik die velletjie enetjie, ja, want hy klaar vinnig op. Want as ek daai sweetie, dan gaan hy spat. So, ek sit daai enetjie op die tong wat dan net wegkwyn. Hulle is nogal skaars baie keer, maar ja, ek koop soms so 6 of 7 as ek hulle kry. Dit help net, veral ek weet dit van my as prediker, ja, want
as ek gepreek en jy gepraat het, dan jou asem is nie, dit is maar net so mense. Jy nog gebid en jy gestaan en jy het gesing, en jy het knoffel geëet, en jy het ouma se vetkoek geëet gistermiddag, jy weet, dan help dit net. Ek meen, jy weet, en dit is belangrik, jy weet om in die ou se gesig te praat nie, daar is 'n paar praktiese goeders wat net hom gemaklik gaan maak, so jou klere, jou reuk, hoe sy skoene moet skoon wees, jy weet, so nou sien jy so skoene is vuil en vol stof, en het kan merke op en so dan, dis alles wat bydra tot sy ervaring. Jy weet, party ons kom net, hy is 'n absolute blou persoonlikheid, hy's presies Boeta, sy skoenrieme is nie eers verskillende lengte nie, hy trek hulle tot al twee dieselfde lengte is. So onthou vir hom gaan dit beïndruk. Dis hoekom jy moet kuiter vir daai. Dis nie dalk vir jou belangrik nie, maar is vir hom belangrik. Iemand wil kom en wil voel, jy sê, maar hierdie ou moet alright wees, met sy hare moet verslaap wees hier teen die kant nie, hy moet netjies gekam wees, en dit is belangrik, laat 'n mens aan dit let, en dit werk, en veral wanneer 'n mens begin bedien, en jy is 'n voorbeeld, klim op 'n stage, is dit altyd belangrik, jy weet, ek sê nou nie, ons mag nie los klere aantrek, of party ons like sy plaggas, jy weet, van myself, se persoon, like ek maar op, jy weet, as 'n mens net, ek sal sê semi-formeel, is soos wat jy nou na 'n mall toe sal gaan ook, jy weet, of wanneer jy na 'n troue toe sal gaan, of so nou nie heeltemal daai dress up nie, maar ja, okay, ek dink julle kry dit. Iemand wat 'n vraag het, hande en hals, nee, belangrik, want jy wys vir hom in jou Bybel. Okay, kom ons gaan gou na ek dink ons gaan nog net hierdie bladsy doen, en dan so slaaf vir vanaand, so ons is amper klaar, ek wou voor 8 klaar wees, ek ken nog my so 5 minute of so, ons is amper klaar. Metodiek van 'n persoonlike werker, dis die metodiek, so ons het 'n visie, ons het 'n metodiek kan altyd verskil, so dis nie alfa en omega hier is 'n aanbieding, dis 'n metodiek, jy kan by dit aanpas, of hoe dit vir jou ook al werk, solank dit net nie die boodskap laat verbygaan nie. Wees bidend, terwyl die uitnodiging gegee word, en vra die Here dat hy kosbare siele ontmoet en red. So wanneer jy uitnodiging kom, dan sê die, ag nee, hierdie is nie van my nie. Weer in die land, en kyk gou weer gaan Facebook aan, of wat is hier besig om te gebeur? Hier's mense wat nou radikale besluite neem. Jy was ook op 'n tyd daar. Wanneer ons baie keer dink, toe ander ons dalk gedink het, dis nie so belangrik as so snaaks nie, het jy gesit daar, ek het daar gesit, ek het my hart vir die Here gegee. Hierdie is tussen lewe en dood. Hierdie is tussen ewige lewe en ewige dood. Dis tussen hel en hemel. Dit as ons 'n uitnodiging hier maak en ons sê, Jesus, wie wil vandag hierdie besluit tot Jesus Christus neem om sy lewe reg te maak, om sy verslawing te los? Kan u dink wat gebeur in hierdie plek? Dis soos amper 'n teatertafel waar hartstilstande plaasvind en ouens se harte moet weer in die gang kom. Ouens wat sit met ernstige siekte wat as jy hom nou mis, dan gaan hy sterf. Kan ons dink dat hierdie oomblik, gaan daai persoon dalk jy uitstap en moed verloor het en nie die besluit geneem het nie. So wanneer dit gebeur, as jy uitnodiging kom, is u as disipel onmiddellik in bidding. Bid vir die siele, jy bid vir die mense, bid vir die ouens wat uitkom, jy aai al klaar ene wat uitkom, ja, bid vir daai, ek sien hom eens nie, ek bid in die naam van Jesus Christus, Here help hom, versterk hom, laat u gees met hom praat, en as hy opstaan, ja, halleluja, dan as jy by hom, halleluja, sê, joh, ek dankie Here, ek bid vir die persoon, ek maak sy rug toe, vyand gaan niks met hierdie een kan uitrig nie, halleluja. Hy sê, kom ek kyk gou, persoonlike werk sal nooit sit en rondkyk terwyl die uitnodiging gegee word nie. Mense, ek sê vir altyd, weet soos jou orkes, en die ouens wat ook, ons is deel van die bediening. As ons uitnodiging gee, ons sit nie in tjie en praat en kyk rond nie, ek is aan aanbidding. Ek staan saam met daai ene. Dit is die tyd om te bid. Jy moet onthou, daar is siele in die weegskaal, en die duiwel sal alles in sy vermoë doen om 'n siel weg te hou, om die werklike oorgawe te maak. Hy sit dalk net voor jou, hy sit dalk 2 rye voor jou, en hy dink hy hoor jou nie. En tog sit hy daar om hy besluit te neem, en hy hoor 'n tjie of 'n lag of iets. En onmiddellik is daar nie daai dieptyd nie. Ek sê nou weer eens mense, ons wil nie hierdie superheilige front hê van ons is so reg en so okay nie. Ons skep 'n environment om daai siel gemaklik te kan maak. Kry van die Here die nodige leiding, wysheid en krag. En as iemand van julle wysheid kort, kon laat hom dit van God bid. So bid, vra die Here vir wysheid. Vra hom, Here, hoe moet ek hierdie persoon hanteer? Ek sien hierdie is 'n moeilike situasie. Ek sien hier's 'n krisis. Want jy weet, baie keer kom iemand en jy weet, dis hoekom dit altyd ook maar belangrik, jy weet, man by man en vrou by vrou, so ver 'n mens kan, of as dit vrou is by man is gemeng is, dat al twee partye saam is, of man en vrou kan saam iemand bedien, veral in sensitiewe uitnodigings, is dit belangrik om dit so te doen. So, kry die nodige leiding.
En as jy wysheid kort kom, laat bid dat die Here vir jou wysheid gee. Wanneer u na die bidkamer gaan, moet u toesien dat die Bybel byderhand is en dat u oor 'n pen, besoekerskaart en opvolgmateriaal beskik. Ons is besig met nuus vir dit. Het nou verwelkomingskaartjies opgelimiteer, so hulle help my uitsny, so ons gaan nuus vir dit maak, graag vir u vir dit gee, sodat ons ook vir iemand iets in die hand kan gee met skrifte en so. En met ons besonderhede, telefoonnommer besonderhede, dat ons na die tyd ook kan kontak en so, as hy dit wil met. So, ja, 4.2, gaan saam met die persoon wat uitkniel na die bidkamer. Moenie in sitplek bly sit totdat dit gevra word om iemand te bedien nie. Reageer onmiddellik, dit is goed om te staan saam met diegene wat staan vir gebed tydens die uitnodiging. Vir hierdie stadium sal ons die saal ook gebruik as ons so iets het, want jy weet ons kry baie keer 'n spesiale diens, soos 'n pastoor Dion Hokkie wat kom, of 'n pastoor Anton wat hier was, of weet 'n pastore wat kom, is gewoonlik besoekers, en is gewoonlik wanneer so iets gebeur, en ons moet gekeer wees wanneer dit gebeur. Elke een wat uitkniel te kan ontmoet. En dan is dit great, jy weet, ons gaan nie altyd bidkamer. Dis onwenig, want nie elke ou kom elke keer sy hart vir die Here gee nie. Ek gaan later praat met hoe jy 'n geredde bedien. Beteken hy kom dalk net met hy sukkel met negatiewe gedagtes. Hy sit met moedeloosheid, hy sit sonder werk al vir 6 maande. So jy kan nou nie vir hom om die saligheidsplan kom doen en jy moet jou hart vir die Here gee nie. Hy het sy hart vir die Here gegee. Hy ken die Here. Maar hy's moedeloos. Wat doen ek nou? Ek kan nie meer vir my vrou en my kinders sorg hê. Jy weet, so dit tog nie ook kry. Of hy kom en sê van, weet jy, ek sukkel met my gedagtes, jong. Jesus, ek het wel eens gedagtes. Nou staan nie voor, hoe gits, moet ek nou bid? Los net jou nonsens. Vertrou die Here. Of hoe gaan jy met hom te werk gaan? Wat is die vrymoedigheid om vir jou te sê, Jesus, ek sukkel met my vuil gedagtes, jy weet, ek het 'n paar goed gesien en dit bly my pla. So jy moet met wysheid om kan bedien met leiding van die Heilige Gees. Sonder dat jy hom offend, sonder dat jy hom laat verneder, en sonder dat die ander om jou dit hoor, want baie kere moet 'n mens baie sensitief wees rondom dit. Weet jy moet hom gemaklik maak. Hy moet constantly, ons gaan mooi die goeders leer, ook wanneer gee ons, waarmee help ons, en kom ons kyk, kom ons gaan verder, ek sal nou by daai kom. Ok, 4.3 sê, lei die persoon na die bidkamer, moenie hulle volg nie. So jy lei hom, jy loop voor, want jy weet nie, jy loop die plek, jy loop die draaie nie, jy weet. So anders maak jy hom ongemaklik. Of hom gaan kom, nee, jy wys hom. Jy weet waar dit is. Gaan na die persoon, na wie die Heilige Gees jou lei, of die persoon wat die leier vir jou aanwys. So ek sal baie keer vra, ek het baie keer al vir leiers gewys, ek sê, kom bid gou hierso saam met my, ek voel gou bid gou hierso saam met my. Of jy vra dan vir Here, lei my na hierheen toe. Dit beteken as daar nou een is wat daar staan, beteken nie jy kan ook daarna toe gaan nie. In die begin wil ek vir jou aanmoedig. Gaan 2-2, gaan saam met iemand. As ek vir iemand bid, kom staan by my, kom kyk hoe doen ons dit. As jy sien, Caroline, of so, bid saam vir iemand, of jy sien, hulle bedien iemand, of Welma staan by iemand, bid saam, en jy sê, ek het dit nog nooit gedoen nie, dan gaan staan nie langs die een, want jy weet dit al gedoen het. En dis hoe jy gemaklik gaan raak en leer. Jy hoef niks te sê nie, jy gaan dalk net die hand vashou, of jy gaan dalk net die hand op die arm sit, of jy gaan net help om die tissue te kry, jy sien nie die persoon huil verskriklik, en nou wil ons baie keer praat, dan wag ons tot die regte geleentheid oor wanneer ek die tissue gee, hoe ek dit gee, jy sien die pastoor val, of die persoon val, met ek al klaar 'n lappie in die hand hê, so hierdie persoon bid en bedien. Vir myself wil ek nou nie, weet ek hou die lappie vas, en ek het die salfolie in die een hand, en ek het die tissue in die ander hand, jy weet, so dis alles deel op die einde van die dag, as daai persoon val, jy weet, dan moet ons nou eers hardloop vir 'n lappie, in daai tyd, jy weet, is die persoon al so ongemaklik. As persone weet, hy kan oorgee, hy is veilig, hy gaan gevang word, soos iemand agter die ander staan, net die hand op die skouer, dat hy weet jy is daar, dan voel ek kan relax, ek kan oorgee aan die Here. As hy nog gaan wonder, jong, begin wonder, gaan nie die ouens my kan help, wat gaan 'n nerts van myself maak, ek gaan liewerste net toeknyp, toemaak, klaar. So ons moet 'n environment skep waar hy vir die Here kan oopmaak, en hoe meer voorberei die bedieningsspan is om dit te doen, hoe makliker gaan mense oorgawes gee vir die Heilige Gees. 4.5 sê, moet nooit die persoon omhels nie, lê saggies sy hand op sy skouer en kniel so ver moontlik langs hom. Jong mense, jy weet nie of daai persoon juis deur 'n traumatiese molestasie daar kom nie, of wat ook al in sy lewe gebeur het nie. Jy kry verskillende persoonlikhede. Party is 'n geel persoon wat jou gaan vinnig vasgryp. En dan kry jy die blou een en die groene wat jou gaan wegstoot. So ons moet neutraal probeer bly.
Moet neutraal bly. Want die persoonlikhede moet ons mekaar beskerm in. So jy kan nie aanneem dat elke een gaan daarvan nou. Jy gaan iemand vat, hy gaan vir jou stoot hoor, hy gaan vir jou sommer met die vuis bykom. Want hy voel nie gemaklik nie. Daarom moet jy, veral in bediening, ek praat nou nie oor die algemeen as jy 'n verhouding met iemand het en jy ken iemand, dis 'n ander saak. Ons praat van iemand nie uit en jy ken hom nie. Jy weet nie wie hy is, jy weet nie wat sy agtergrond is nie. Hy's rou, hy's seer. So daarom moet jy altyd, in enige werk moet jy hom, weet waar jy ook al vat, weet pas op hoor waar jy vat. Altyd net veilig om net sy die voorarm te vat, of net die hand te vat. Dis net so. Nie te naby te staan nie. Nie voor die persoon in sy gesig te praat nie. Nie landsom, daar's net maniere wat jy kan voel, sonder dat ek sy spys betree. Ek sê dit weer eens, baie kere mense, ons weet nou, ek ben as broeders, so jy kan iemand 'n haak gee, want jy ken hom, jy weet waar is jou boundary, jy weet hoe die persoon is. Maar hier kom iemand voor, jy weet nie wie hy is, jy het hom nog nooit gesien, jy het nie idee nie. En daarom weet jy, nog te meer as jy ook die persoon ken, en jy weet wie dit is, en jy weet hy hou nie van dit, dan moet jy dit ook natuurlijk absoluut respekteer. Maar vir my ook, as baie keer gebeur, as jy iemand bid, sal iemand, sê maar jou, sommer na jou toe kom. Dis weer eens 'n ander saak. Jy weet, as iemand uit kom en hy so oorweldig en hy voel hy wil jou vat, dan kan jy hom ook nie nou net wegstamp nie. Jy weet, dan hanteer jy dit weer eens baie sekeer. As ons drukkies gee, is dit nie altyd van vooraf nie, maar meer van die kant af. Onthou, veral met die man en die vroue, vrouens is makliker. Ek sal baie keer as ek vir iemand bedien, ek weet julle weet hoe hulle doen, en 'n vrou, ek hou daarvan as die vrouens saam met my bedien, so as die vroukie baie huil en sy is hartseer, is dit vir my great as die vrou saam met haar bid en haar troos en deel. Dit kan nie goed lyk as jy as man toelaat, want dit kan gebeur, dat hierdie vrou is so oorweldig en hier sê sommer oor jou as man. Jy weet, en daar staan ons. Dit kan 'n verkeerde vertoon wees. So ons moet waak daarteen. Weereens dalk nie net vir die persoon nie, maar die ander mense in die kerk. Want onthou vir al die ouens wat blou is en persoonlikhede is, en groen en veral rooi, hulle soek nie dit nie. En omdat hy dit nie wil hê nie, neem hy ook aan, almal wil dit nie hê nie. So jy beskerm die hele huis. Dit is wat dit baie belangrik maak, veral vir julle as persoonlike werkers, asseblief. Kom ons help mekaar daarin, kom ons ondersteun mekaar daarin, en soos vir myself byvoorbeeld, ek is nie 'n vreeslike kontakmens nie, ek ben Lise ook nie, ons nie een van ons is vreeslike kontakmense nie, maar soos ek sê, in professionaliteit kan jy dit doen, van die kant af, dis great, dis awesome, as ons mekaar kan liefde gee, nie net heeltemal onpersoonlik wees nie, nee? Okay, ja, 4.6, bid saam met persone in jou eie portiersgroep. Yes, dit is ook nogals belangrik, nee? Moenie jy nou ek nou niks daarteen, as jy nou 'n pensionaris is, bid jy vir 'n tiener van 14. Jy kan dit as dit nou daarop neerkom, maar preferably is dit belangrik om te probeer in jou kategorie bly. Dit beteken man vir 'n man, vrou vir 'n vrou. Sê dit nou 'n bedienaar is soos 'n pastoor of so, dan is daar obviously vrouens en mans, maar weer eens met bedienaars saam. Dus wat altyd vir my lekker is, ek wil nie altyd alleen bedien nie, ek weet altyd, ek hou daarvan as mense saam met my is, saam met my met die salfolie, help vir my, help vang, wanneer iemand val ook, laat hy gemaklik kan val, en jy weet die klere, baie keer val ons, en dan dis ook om die lappies belangrik is, iemand wat nie sy kop stamp nie, dat die een nie die ander raak val nie, dis belangrik ook, as ons 'n groep mense is, en die ander staan agter, sodat jy help, dat die persoon nie die ander raak val nie, want dan skrik hy so groot, hy gaan sit liewer. Ja, in jou eie portiergroep, of jonger, dieselfde geslag, ouer mense sal nie graag hulle probleme aan jonger mense bekend wil maak nie. Ja, hier is nogals, jy weet, 'n ou mens kan nog, of 'n ouer mens, ek kan mos sê ou mense nie, maar 'n bejaarder meer mens, gaan nie vir 'n jong laaitie, of 'n jong mens sy goeders uitgooi nie. Dit kan nog anders omwerk. Maar nie sommer, 'n ouer persoon gaan nie sommer vir 'n jong persoon nie. Hy gaan voel, jy, glo van my, ek is deur dit al my jare deur, want ek was jonk pastoor, en dit is 'n groot barrier om te oorbrug, dat ons dink jy is oud genoeg om te bedien. So, probeer op jou eie portiergroep. Ons is mos 'n span. Ons weet ons, hier's manne en vroue hiervoor. So, ons probeer elke ene wat ons daar kan kry. En as dit so is, dat jy nou nie daai diens bedien nie, wat doen jy? Jy bid vir hierdie ouens wat bedien. Jy gaan staan ook net agter en jy bid. En jy maak hom toe, jy beskerm. En volgende diens, dan is jy dalk voor, en hierdie persoon help jou beskerm, en vir jou bid.
Dis 'n belangrike deel, mense. Vir my ook, wanneer ek hiervoor bedien, ek het so die bidders nodig, want jy's kwesbaar. Die vyand sal enigiets probeer, ons is amper klaar. 4.7 sê, onthou, u is nie alleen in die bidkamer nie. U kan nie bid so hard as wat u wil nie. Bid egter so dat die persoon vir wie u bid, u kan hoor, moenie in sy gesig bid nie. Wanneer ek vir iemand bid, gaan ek laat hy my kan hoor. Nie die ouens in die kerk nie. As weer eens wysheid. Jy weet, ek kan nou nie kliphard en ek bid mos nou nie hier in sy geregtigheid, mag God hom uitruk uit sy, jy weet, die ou het nou sy hart vir die Here gegee. Hy ken nie van, Here, laat dit reën in sy lewe. Dan dog hy, bid ons nou vir reën. So jy weet, jy moet ons weet waaroor het gaan, die salwing en die anointing van die Here in sy lewe. So ons kan hom nie afskrik met massive woorde, of ek trek weg, en ek moet nou van wys, ek kan in tale praat nie, boetie, en ek trek weg, jy weet, hy gaan, genade, jy weet, so jy's ywerig, jy's opgewonde, want die ou gee sy hart vir die Here. Onthou, jy is in beheer van die situasie, saam met die Heilige Gees, en jy moet in ag neem, hy weet ook nog nie eens wat stale nie, hy weet nie van al die groot name in die Gees nie. So wat is die doelwit daar? Ons wil hê hy moet besef is 'n sondaar. Hy kan nie homself red nie. Hy het 'n redder nodig. Hy moet sy sonde bely en hy moet sy hart vir die Here Jesus Christus gee sodat sy Heilige Gees in hom kan woon. Dis waar ons hom wil kry. As hy daar kan kom, gaan hy deur die doopwater besluit, gaan deur die Gees gevul word en daarna gaan hy met hierdie goeters begin bekend raak. Ons moet verstaan, hang af natuurlik weer eens, Marita, as jy nou met 'n geredde voorbid, wat hy vra, jy staan saam met my in, ek sukkel met my besighede, ek sukkel met my huwelik, weer eens is dit belangrik, as iemand seker persoonlike goed, dan praat jy juist nie so hard dat almal nie om jou kan hoor nie. Jy weet, soos julle nou nie okay nie, jy weet, wat gaan aan met julle daar by die huis? Jy weet, jy absoluut neem hierdie persoon in ag. Want jy is nie alleen in die bidkamer, jy praat nie te hard nie, praat ek nie te sag nie. Of die sag praat, kan nog 'n probleem wees, hoor. As ouens hier so moet hoor wat jy moet sê, dan is hy klaar geïrriteerd. Maar alles jy met hom praat 1 tot 1, en te hard. So ons moet daai wysheid hê, nie binne in sy gesig nie. Selfs al het jy 'n sweetie geëet. Ons goed as jy asem net bietjie verbygaan, nie in die gesig van die persoon nie. Of te naby nie, of te heavy oogkontak nie. Oogkontak is altyd belangrik, maar moenie iemand ongemaklik maak rondom oogkontak nie. Het iemand 'n vraag gehoor dit? Ek weet dis 'n klomp praktiese goed. En dalk klink dit vir jou sinneloos, maar glo van my, hierdie is dingetjies. Hierdie is dinge wat 'n ou laat omdraai en sê ek sit nooit weer my voete daar nie. Glo van my. Ek het al hoeveel keer sulke goed gekry, ons besef dit nie. Ouens wat al gesê dis die rede. Ek glo ek het dit al soveel keer ervaring van dit gehad en dit is so hartseer. As iemand deur sulke klein goedjies wat ons eintlik kan beheer, nie die Here wil volg verder nie, of wil uitstap. En as hy daar buite is, kan ons hom nie beïnvloed, kan nie laat hy groei in die Gees nie. Moenie in sy gesig bid nie. Okay, 4.8 sê, vind uit wat die behoefte van die persoon is, dis baie belangrik. Moenie aanneem elke ou wil sy hart vir die Here gee nie. Vind uit wat is, waarvoor bid ek vir jou? Is daar iets spesifiek of net algemeen? Wil jy net bid vir versterking? Maar ek het so ouens vir jou sê, ek het nie die Here nodig, ek bid laat hy my krag gee, agree net saam met my. Dit wat hy gee. Wat sê, laat die woord self praat en moenie tekste uit die kop opsê nie, al ken jy dit, lees dit liewer direk in die Bybel sodat die persoon kan sien dat dit daar staan. Dit is nou in die bidkamer gedeelte, en dit is nou nie wanneer jy voor noodwendig bedien nie. Jy kan skrifgedeeltetjies aan, ek wil nie sê dit is weer eens 'n metodiek. Onthou julle wat ek gesê het, dis 'n metodiek. So hierdie beteken nie sê alfa en omega en as jy begin in die einde en is dit nie soos nie, is dit verkeerd nie. Daar kan ander maniere wees, maar hierdie is die veiliger wy oor hoe ons se siel sal kan bedien en hoe ons by mekaar kan kom. Goue laaste keer, is daar enigiemand wat 'n vraag het oor dit? Was dit vanaand te lank vir julle? Dis 8 uur. Is dit te lank? Is dit alright? Moet ons dit nie korter probeer doen nie? Ok, so gaan nie julle ophou verder nie. Ons bid gou saam. Vader, dankie vir vanaand, Vader. Dankie vir die kosbare mense, Here. My hart is oorweldig. So opgewonde oor hierdie mense wat bereid is om u werk te doen. Here, ek weet hulle gaan groei in hierdie, Vader. Heel waarskynlik meer as wat die ander om hulle groei, Vader, want ek weet die wyd om te groei in die Gees is om te bedien. As jy geestelik wil groei, Vader, weet ons, moet ons uitgee, nie ontvang nie. Ek dank u dat u vir hulle gee, u woord, u volheid en waarheid, en dat hulle bereid is om te gee, en dit gaan hulle laat groei.
Beskerm hulle, laat hulle 'n fantastiese nagrus hê. Die liefde, volheid en waarheid in Jesus naam. Amen. Kom maar afsit. Kom maar.